Hartlike goeiemôre aan almal wat gaan inloer op hierdie video. Ek groet julle hier uit die Karoo weer 'n winderige dag, soos wat dit maar gewoonlik is en waarvoor die boere natuurlik baie dankbaar is, want dan is die watersypings vol water. So ja, dis eintlik goeie nuus as die wind waai, dan weet ons die diere oral het water. Ja, soos die wind 'n teken is van waterbeskikbaarheid in die sypings, so is daar ook baie tekens in die tyd waarin ons nou leef. En die tema vandag min of meer gaan oor dat Suid-Afrika gereed is vir 'n bewindsoorname, 'n regime change, soos hulle dit noem. En dit is belangrik dat ons 'n bietjie strategies vanoggend 'n bietjie kyk na hierdie situasie en wat hom kan afspeel en hierdie projeksie doen, want deur 'n projeksie so naas moontlik aan akkuraat te doen, plaas vir u as kyker in 'n posisie waar u kan sê, goed, hoe gaan ek my posisioneer in hierdie tye wat kom? Waar gaan ek my plaas? Hoe gaan ek my plaas? Hoe gereed gaan ek wees? Met wat gaan ek gereed wees? En hoe gaan ek alles bestuur in sulke tye? Nou, ek gaan net so vinnige oorsig vir u gee van wat besig is om in die wêreld te ontwikkel. Ek wil dit nie te lank maak nie, ek wil nie 'n lang video maak nie. So in kort sien ons duidelik dat ons nou 'n felle uitbreiding het van 'n magstryd in die wêreld. Op hierdie stadium in die weste was dit hoofsaaklik en sal dit steeds bly en sal dit altyd bly en sal dit vorentoe weer erger eskaleer. Maar die aandag word nou deur die ontwikkelende derde wêreldoorlog afgetrek. So met ander woorde, ons moet nou kyk en sê, goed, waar gaan ons hier in staan? Die stryd in die weste was oorwegend die stryd tussen liberalisme en konservatisme. Tussen globalisme, soos generaal De Tooy dit baie mooi gestel het, eergister, as ek nou reg onthou, waar hy gepraat het van die een wêreldorde. Nie, en hy is heeltemal korrek, dis nie 'n nuwe wêreldorde nie, as baie ordes, as baie nuus, maar hier is 'n een wêreldorde wat afgeforceer word. Veral in die weste, maar oor die hele wêreld. Maar goed, hoekom ek sê veral in die weste is omdat hierdie magte gesentreer is in die weste, by name Amerika, die Verenigde Koninkryk Brittanje, veral Amerika, Brittanje en dan ook in die Europese Unie. So, maar vir eers daardie stryd tussen konservatisme en liberalisme, hy gaan nooit weggaan nie. Hy gaan eskaleer. Maar vir nou is die aandag word afgetrek deur die Oosterse bondgenootskap, die Russe, Chinese, Iran en so meer. En dan aan die ander kant die Westerse bondgenootskap, wat dan nou Brittanje, VSA, Europa en enkele ander lande dan ook is. So hier is 'n magstryd nou, fel aan die ontwikkel. Ons sien dit dat hier in Suid-Afrika, waar die Chinese en die Russe nou militêre oefeninge hou saam met die Suid-Afrikaanse regering, sien ons ook dat dit nou onmiddellik opgevolg is, wil ek amper sê. Eergister was Janet Yellen van die Tesourie van Amerika ook 'n besoek aan Suid-Afrika. So sien u duidelik, ons het in Afrikaans 'n mooi spreekwoord van 2 honde wat veg oor 'n been. Nou hierdie been gaan oor mag. Het gaan oor mag, het gaan oor dominansie van die wêreld en hier het nou 'n magstryd baie vinnig geeskaleer, nie ontwikkel nie. Hierdie magstryd ontwikkel al oor die afgelope 10-15 jaar veral. Maar nou sit so eskalasie dat ons dit met die oog kan sien. Baie interessant dat Siener gepraat het van die derde wêreldoorlog is reeds ver gevorder voordat ons hom sien. Nou ja, dis baie interessant. U sal nou luister in my openinge in die oggende, maak ek melding van hoe dat hierdie immigrante uit Noord-Afrika en die Midde-Ooste 'n beplanning was om Europa, wanneer die derde wêreldoorlog eskaleer en ons almal hom sien, dan van binne te destabiliseer. So, dit is belangrik om te verstaan. Siener baie akkuraat weer, ek gaan die vleeslike vandag noem, en dan gaan ek vir interessantheid die akkuraatheid en die inpassing van die profesie vir interessantheid moet u deel. Want dit is tog baie interessant dat iemand soveel jare terug so akkuraat was. Nou Siener het gesê,
Hy sien 'n georganiseerde opmars vanuit Noord-Afrika en die Midde-Ooste wat Europa binnevloei. Ons het dit die afgelope 10 jaar met ons oë gesien. Dag na dag, week na week, jaar na jaar. Ons weet dat, ek dink verlede jaar praat hulle al van 'n getal van 2 miljoen in Duitsland. So ons sien, en dan is daar baie keer sprake of genoem dat hierdie mense is almal tussen die ouderdom van 18 en 30, jong mans, 80% en meer. So duidelik is hier, as jy na die fisiese vleeslike kyk, sien jy nie 'n balans van vrouens en kinders en jongmans of oumans of meer bejaarde mense nie. Jy sien jongmans oorwegend 80 tot 90%. Want hierdie magstryd gebruik die magte, kom ons sê die oosterse magte, China en Rusland, en dan die westerse magte, Amerika, Europa, Brittanje, maak gebruik van proxy magte. Hulle gebruik eerder mense binne daai lande om hulle stryd te voer. Soos wat ons nou sien met Oekraïne. Die Weste gebruik Oekraïne om die stryd te voer teen Rusland. Rusland het in die begin, het hy die Luhansk en Donetsk mense gebruik om die stryd te voer. So in die begin van die oorlog was dit eintlik net Oekraïners wat teen mekaar geveg het. Net soos ons in Sirië sien. In Sirië het ons gesien dat die Amerikaners gebruik die Koerde om dan nou teen Bashar al-Assad as 'n proxymag aangewend te word. Ons sien nou ook die waarskynlikheid in Servië en Kosovo. Ons sien gister 'n artikel waar hulle bekommerd is dat Kosovo wat deur NAVO, Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, wat Europa is, Amerika, Engeland, almal is deel van NAVO, militêre groepering. En ons sien dat hulle die Kosovo beheerde of bestuurde of goedgesinde is bekommerd dat Kosovo aangeval sal word deur Servië. Met ander woorde, die Oosblok sal dan Servië gebruik en aanwend. So en dit is nou die tendens. Daarom sien ons dan nou ook in Suid-Afrika, sien ons dat in die oostelike deel van die land, sien ons hoe dat Rusland, China, militêre oefening hou in KwaZulu-Natal. Kan u onthou van die militêre oefeninge van die FSA enkele jare gelede in Port Elizabeth, in Luanda, weer in die westelike dele van die land? Kan u dit onthou? U herinner die van u wat my video's almal kyk of gekyk het, ek het hierdie projeksie gemaak soos 5, 6, 7 jaar gelede in Natal, ek dink dit was in Pietermaritzburg of in Durban, waar ek op 'n kaart geskets het hoe hierdie geveg tussen die Oosblok en die Wesblok in Suid-Afrika gaan figureer. Die Oosblok gaan meer vanaf die oostelike dele van die land inkom. Daarom ons sien vir Al-Shabaab, sien ons in Mosambiek. Ons moet verstaan dat die aanvoerders en generaal De Tooy het by geleentheid gesê dat hierdie mense word vanuit die Midde-Ooste, en ek wil nie te veel detail gee nie, word hulle gefinansier, gedryf hier in Mosambiek. Nou daai mense wat hulle finansier en hulle dryf, is deel van die bondgenootskap van die Oosblok, né? Goed. Is nie moeilik om dit te sien en te weet nie, maar ja, met ander woorde sien u die magte wat besig is om opgerig te raak, militêr. Dan weet ons ook dat ons Suidlanders het, ek wil nie detail gee nie, maar ons weet van die ooreenkomste wat bestaan tussen die Zulus, dan nou en van hierdie magte. En ek wil nie detail gee nie, ek kan dit by name noem, as dit nodig sou wees. Maar met ander woorde sien u hierdie proxymag aan die ontwikkel. Ons sien ook dan hierdie week laat Poroshenko, nie Poroshenko nie, Lukashenko, Alexander Lukashenko, die president van Belarus, besoek het nou, hierdie afgelope paar dae, het hy vir Zimbabwe besoek. So sien u, onthou u die vlug van Zuma en daai redgroepering Zimbabwe toe? Onthou u daardie vlug op die militêre vliegtuig wat ook so tipe van 'n opskuddingkie of nuuswaardig was? Sien u hoe hierdie mags opbou van hierdie magte besig is om voor ons oor jare te geskied? Met ander woorde, die redgroep is duidelik goedgesind of het 'n goeie steun en ondersteuning vanuit Zimbabwe. En daarom is Lukashenko
Alexander, president van Belarus, groot bondgenoot van die Oosblok, van Putin, van Rusland, is nou in Zimbabwe. So dis duidelik hoe dit nou ontwikkel. Nou aan die ander kant sit ons dan met die Weste. Wat gaan die Weste doen? Want Amerika gaan nergens, ons kan dit duidelik sien. Ons kan mos sien hoe Jeland van die tesourie, Janet Jeland van die tesourie Suid-Afrika besoek, kort na hierdie bekendmaking en hierdie oefening wat tans plaasvind in Suid-Afrika tussen China, Rusland en Suid-Afrika self in die oostelike deel van die land. So met ander woorde, ons kan duidelik sien, hier is nie een van hierdie twee blokke, magsblokke, noem dit nou maar die ooste teen die weste, wat enige iets gaan prys gee, net terugstaan en sê, nee goed, hierheen is julle sin. Dit gaan nie gebeur nie. Daar gaan geveg word vir elke bondgenoot in hierdie ontwikkeling van die derde wêreldoorlog. En wat interessant is dat van die westese kant af, kan ons sien dat hulle, veral die globaliste in Suid-Afrika, die liberaliste, polities links geposisioneerde groeperings, soos die DA en ander, ek gaan nie al die ander kultuurorganisasies ook noem nie, sien dit 'n mooi naam vir hulle, hy noem hulle die Doringbos of die Mofskaap-regering. So duidelik aan die westelike kant is die tafel dan ook gedek en is die ANC, en ons almal stem saam, dis nie dat ons hier verskil nie, maar dit gaan hier oor die konsep wat ek met u wil deel, die konsep van wat besig is om te gebeur. Die konsep is dat die tafel is gedek vir 'n regime change, 'n bewindsoorname vanaf die weste se kant af, want dis hoe hulle dit doen. Dis hoe hulle dit in Libië gedoen het met Gaddafi, dis hoe hulle dit in Irak gedoen het met Saddam Hussein, dis hoe hulle dit probeer doen het in Syrië met Bashar al-Assad, tot en met die inmenging daar die eerste keer het Rusland betrokke geraak. Nogal iets interessants, ek gaan nie die gesig noem nie, wat Siener verskriklik akkuraat voorspel het. Daar waar Rusland betrokke sou raak. So met ander woorde, dit is duidelik dat hierdie mense die tafel dek, want die tafel moet gedek wees. Hy moet in gereedheid gebring word vir 'n bewindsoorname. Amerika kan nie net môreoggend opstaan en in 'n land wat stabiel is, 'n land waar die regering nie afgekraak sleg gemaak is voortydig, net opstaan en sê, hierdie land is illegitimate, hierdie land is ongeldig, dis 'n mislukte staat, en ons erken nie meer daai regering, soos wat hulle in Libië, Syrië, Irak en so meer gedoen het. So dis die styl, dis hoe dit gedoen word. En ons sien dat die afgelope week in CNN, sien ons dat, ek wil net die aanhaling lees, South Africa in crisis. Jy sal sien, ek lees nie eens die papiere nie, want ek bid altyd dat die Gees my sal lei, wanneer ek met u gesels. Goed, so, met ander woorde, ek moet die aanhaling vir u lees, South Africa in crisis. Dis belangrik, op CNN. Nou ons weet, as gevolg van die krag, ons sien Ramaphosa wil nou 'n ramptoestand verklaar, as gevolg van die president, meneer Ramaphosa wil 'n ramptoestand verklaar, as gevolg van die elektrisiteitsvoorsiening en die krisis waarin ons is. En u moet onthou, binne in Suid-Afrika, binne die ANC, is daar twee groeperinge. Ons ken hom, die Red groepering, wat dan nou pro-Zuma, pro-Rusland, pro-Zimbabwe, pro die Oosblok dan nou meer op hierdie stadium geposisioneer is. Ons weet ook van finansies, wat van sekere van hierdie Oosblok groeperinge dan nou invloei, maar kom ons laat die detail vir eers daar. Goed, dan aan die weste kant, dan het jy sekere koerante, veral jou globalistiese koerante, hierdie mense wat vir die reënboognasie, globalisme, een wêreldorde, dit is hoofsaaklik die medium wat hulle gebruik, breëstroom media, om hierdie tafel in gereedheid te bring, om hierdie land in gereedheid te bring vir 'n bewindsoorname, wat nou baie ryp raak. Ons sien dat hierdie nuus rondom Eskom, ons sien ook die afgelope jare, generaal De Tooy het opgetel met sy mense, dat daar uit die inligtingsgemeenskap of individue binne regse organisasies gekommunikeer word met persone in die buiteland wat dan projeksies doen
onder die vaandel van profesie. Met ander woorde, kom ek maak dit vir jou eenvoudig. Ek het een of ander goeie koneksie wat vir my kom sê, luister, môreoggend gaan hierdie brug in mekaar stort. Kom ons sê 'n brug naby Hannover. Argumentsonthaalwe. Ek het die inligting gekry. Ek het dit nie van God gekry nie, dis nie 'n profesie nie. Maar ek gaan dra dit oor as 'n profesie. Ek gaan nou en sê, ek profeteer môre gaan die brug in mekaar val. Dis 'n leuen, dis vals en gevaarliker is gevaarlik, glo my. Maar daar's mense wat nie vir God lyk vir my nie meer vrees nie. Maar nietemin, hier's mense uit Suid-Afrika uit wat mense in Amerika bedien met voortydige inligting, kennis en dan word dit as profesie, want hulle weet ons volk het 'n diep liggende godsdiens fundament, fondasie wat ons in is. Ons soos die Engelse sal sê, ons core, ons kern is baie sterk geloofs georiënteerd. So hulle gaan die geloof inspann by wyse van valse profesieë. Wat as akkuraat by tye gaan wees, omdat hulle die steun van inligtingsdienste en mense dan nou het. So baie interessant, dis maar net ek deel maar net enkele faktore, enkele elemente van hierdie bou, hierdie opbou om by 'n punt te kom waar hulle sê hier's 'n regime change nodig. Hier's 'n bewindsverandering nodig, soos in Libië, soos in Sirië, soos in Irak en so meer. So dit is hoe hierdie ding ontwikkel. Ons sien duidelik ook dat die afgelope tyd, en ek maak geen beskuldigings nie asseblief, dis glad nie wat ek doen nie, maar ons sien ook dat daar Amerikaners is wat video's maak, en miskien is hy opreg, of hulle, opreg in hulle harte, ek hoop so, opreg van harte, maar ek weet ook, hoe die CIA werk, hoe die inligtingsdienste werk, en skielik word hierdie video's, wat aansluit by wat ons elke dag ondervind, en so meer, en daar word gekommunikeer, maar ons weet nie altyd, onthou die woord sê vir ons, wees versigtig soos slange, en opreg soos duwe. Onthou dit luisteraars, onthou dit kykers, wees versigtig soos slange. So vir ons as leiersgroep, moet ons namens u, vir u, in die bres tree, moet ons uiters versigtig wees, sodat u toekoms nie in gedrang kom, u oorlewing in gedrang kom, weens die feit, dat ons nie versigtig genoeg was nie. So, wat ons in Suid-Afrika sien, is die aftakeling van die ANC, tereg, want hulle het SAL die grond in bestuur, hulle het Transnet die grond in bestuur, hulle het Spoornet die grond in bestuur, hulle het Eskom die grond in bestuur, hulle het alles, die infrastruktuur is daarmee heen, so, heeltemal tereg, maar verstaan die magte wat dit gebruik, nie tot een my voordeel nie, verseker nie. Miskien het 'n baie mooi gesig daaroor. Hy sê, hy sien dat daar kom 'n Doringbos regering, hy lyk soos ons, maar hy het nie ons harte nie. Dan weet ons nie of ons moet lag of huil nie. Dan later sien ons niks het verander nie, in volge geregverdigde burgeroorlog. So met ander woorde is baie duidelik uit dit uit, ons sal nou maar sien of dit nog gebeur. Ek sê nou maar, nie asof ek nie respek het nie, glad nie agting het nie, glad nie. Vir my het ek al genoeg profesie en vervulling sien gaan, om te kan sê, oom Siener was waarlik 'n profeet, maar die woord sê, ons bly toets, ons bly kyk, maar ek sien dit dan met my oë. Ek sien hierdie tafel, hierdie land is gedek. Die inligtingsdienste, die koerante, die breëstroom media, die beskuldigings dat Suid-Afrika is reeds 'n mislukte staat, South Africa are already a failed state. Nou, jy moet daai voorbereiding korrek en reg doen, om dan 'n Arabiese lente, soos Egipte, soos Jemen, soos Oman, wat ons enkele jare gelede gesien het, plaasgevind het om dan daai regerings te vervang, met 'n regering wat net jou goedgesind is. As ek sê jou, een van hierdie twee magsgroeperinge, die Wesblok en die Oosblok. So, ons kan verwag dat hier so 'n bewindsverandering gaan plaasvind, of dan ten minste 'n poging. So ons los die profesie nou uit. Ek het vanoggend vir u gesê, ek gaan dit bring vir interessantheid. Maar 'n poging gaan daadwerklik aangewend word. En hoe word hy aangewend? Deur die stig en skep van 'n Arabiese lente, 'n revolusie, 'n ekonomiese revolusie soos wat Malema dit noem. Maak nie saak wat jy dit noem nie. Dit gaan
onrus wees. Dit gaan onstuimig wees. Daar gaan geweldpleging wees. En dan in daai geweldpleging, in daai mislukte staat, wanneer hy in duie stort, platval, dan kom die FSA, die Britte, en hulle sê, that is a illegitimate government, daar is 'n ongeldige regering, hy het misluk, en al die mooi storieetjies rondom dit, hulle het Mandela geval, en bla bla bla, al die mooi, en die media sal daarvoor sorg, en die koerante sal dit mooi dek, en het goed laat lyk, ja, nie uit in mekaar geval, ons almal het agtergekom, pensioenfonds is daarmee, en dis daarmee heen, alles is daarmee heen, ons is te bly. Soos ons siener gesê het, ons weet nie of ons moet lag of huil nie, want jy gaan wil lag, want het gaan beter lyk, maar jy gaan wil huil as jy ingelig is, want jy gaan weet, dis 'n een wêreldorde, oorname, dan, wat nog steeds vir ons konservatief is, en vir enige volksgenoot in hierdie land, definitief nie tot voordeel sal strek nie. Want dit, wat die een wêreldorde vir ons in die pipeline het, is 'n nagmerrie. Glo my, dis 'n nagmerrie. So, Suid-Afrika is gereed, reg, voorberei, in alle opsigte, om 'n bewindsverandering vanuit die weste geloods kan word. Maar dan moet jy onthou, gaan die Oosblok, gaan die Chinese en die Russe dit gedwee aanvaar? Nee, verseker nie. Ons sien reeds die oefeninge saam met Suid-Afrikaanse regering. Ons sien reeds die afspraak van Belarus se president Lukashenko in Zimbabwe. Ons sien klaar, ons sien reeds die wapens en die militêre bedrywighede in El-Shabaab in Mosambiek. Ons weet klaar reeds van die ooreenkomste tussen die Zulus en dan nou sekere van hierdie partye. Ek wil nie te veel detail gee nie. So luisteraars, kykers, in hierdie situasie moet u verstaan dat die oostelike dele van die land gaan meer, soos in Sirië die geval, gaan meer in die Oosblok magte val en die westelike dele dan nou, soos wat ek het 6-7 jaar gelede, ek vat nou 'n rowwe skatting, maar is op video in Natal op 'n kaart gestipuleer het. En ons sien net, nou bereik ons raak naby die punt waar hierdie onrus geskep sal word, met die doel om 'n bewindsoorname te kry, met die doel, soos wat die Weste gedoen het in Oekraïne in 2014. Wat het hulle gedoen? Hulle het die president wat demokraties verkies was, deur 'n staatsgreep verwyder, deur onrus, deur geweld, het hulle hom verwyder en toe vir Poroshenko, het hulle as president, as 'n goedgesinde, 'n loyale westerse president in Oekraïne. En daar het die Russe weer ook begin toetree, soos in Sirië, en het hulle die oostelike dele, die Donbas gebied, Krim, die Krimskiere eiland by hulle ingelyf op daai stadium, onafhanklik gemaak dan nou van Oekraïne. So ons kan duidelik sien, so wat ek vir u kan sê, is hierdie gaan nie ligte vrugte wees nie. Hierdie gaan nie 'n Oekraïne 2014 wees nie. Hierdie gaan 'n Oekraïne 2022 wees, 2023 wees. Dit is wat hier in Suid-Afrika. Hoekom? Want hierdie magte is besig om hulle magte op te bou in die oostelike dele van die land, Zimbabwe, Mosambiek, KwaZulu-Natal en die westelike dele van die land, waar die Doornbos regering, die een wêreldorde regering, sal vanaf Kaapstad opereer. Met ander woorde, die westelike dele van die land. Sesering gaan te stadig wees. Hierdie ding, persoonlik dink ek, sesering gaan te lank vat, te stadig wees. Hierdie gaan meer in die vorm en formaat van 'n Arabiese lente plaasvind. Maar verstaan mooi, dit gaan nie 2014, klein, dit gaan nie 'n Egipte, dit gaan nie 'n Jemen, dit gaan nie 'n Oman Arabiese lente wees, waar daar bietjie geweld was, die regering is verander, en dan gaan hulle aan nie. Nee, want hierdie twee magte is besig om hulle sterk op te rig in Suid-Afrika, so dit gaan gepaard gaan met baie erger as die Egipte, Jemen, Oman en die ander Arabiese lengtes wat daar was. Gaan dit baie erger hier afspeel. En daarom is dit belangrik dat u uself korrek en reg posisioneer op hierdie strategiese vlak. Mense, sterkte, seën vir julle en mag julle 'n mooi week hê. Ons praat weer. Totsiens.